Goeiedag julle en baie welkom by 'n nuwe episode van Leer My Meer. Vandag het ek nou nie sulke mooi klere aan soos altyd of netjiese klere nie, maar hierdie is 'n bietjie iets anders. Ons gaan in hierdie les en in hierdie hele onderwerp wat ons gaan bespreek, gaan ons 'n bietjie iets nuuts doen. Ons gaan in Engels noem ek dit life skills. Ons gaan lewensgoedjies hê wat jy oor die algemeen kan doen om die lewe vir jou makliker te maak en om 'n beter mens te wees. Ons gaan begin deur 'n wiel te ruil. Nou, ons almal weet hoe belangrik is dit. As jy nog nooit 'n wiel geruil het nie, hier is jou kans om te leer. Hoekom is dit belangrik? Nommer 1. Manne, seuns, as julle saam met jou vrou eendag ry of dalk op die oomblik saam met jou ma en die kar gaan staan, kan jy met volle vertroue sê ek kan die wiel gou ruil en jy weet wat om te doen. Dit is nie lekker as jy nie weet nie, want net maak jy 'n fout, nee, en ons is bang. Meisies, hoekom moet jy weet? Want jy kan baie keer vir die mans bietjie wys, of vir die seuns wys, hoor hierso, staan jy daar, ek gaan jou wys, ek kan die wiel ruil. So wat ook al die geval is, baie keer is jy dalk in die moeilikheid ook, en dan moet jy 'n wiel kan ruil, want daar's dalk gevaar om jou, en jy kan nie daar staan langs die pad en wag vir iemand nie. En dit geld vir beide die seuns en vir die meisies. So kom ons begin met ons nuwe les, en ons kyk hoe om 'n wiel te ruil vandag. Oké, so nou heel eerste, belangrik, waar is al die gereedskap om 'n wiel te kan ruil? Nou, by van die karre se goedjies verskil, maar die meeste van hulle gaan jy agter kry, of as jy 'n klein karretjie het, in Engels praat hulle van die boot of die kattebak, en dit is waar jy die toerusting gaan kry om jou wiel te begin ruil. So kom ons kyk. Oké, heel eerste, hierdie kom met sulke paar ingewikkelde goed. So as jy dit sien, moenie skrik nie, jy gaan 10 net moet bou. Hierdie kom natuurlik by die wiel, so hom gaan ons op die oomblik nie gebruik nie. Maar as jou dingetjie so lyk, party is ingewikkeld, party nie. Hierdie is nogal, dan moet jy hom net bou. Hierdie ding sê wys vir jou, hy kom net binne in die ander een in. Nou, voor ons by hierdie kom, julle gaan nou sien wat hy doen. Hy lig fisies die kar op. Maar voor ons by hom kom, moet ons eers die skroewe losmaak. So ek gaan hom eers daar sit. Die rede daarvoor is, wanneer ek nou wil gaan en hierdie skroewe losdraai en my kar is klaar in die lug, gaan die wiel spin en dan gaan hom nie kan loskry nie. So is belangrik, daai noem ek 'n jack. Hom gaan ons eers nou gebruik. Sodra hierdie skroefies los is, dan gaan ek die kar opsit. Nou, hierdie skroewe moet loskom. Partykeer in die kar is daar 'n ding wat hulle noem 'n loknut. 'n Loknut is een van hierdie skroewe kleiner as die res. Hulle doen dit as prins sodat iemand nie jou wiele steel nie. So, om daai skroewe los te kry, gebruik ek hierdie. Maar as hy 'n loknut het, moet jy iewers gaan kyk in die kar, dalk in die kabiel, dalk in die boot, agter die sitplek waar al hierdie goed was. Daar sal 'n loknut wees en hy kom eenvoudig hier in en dan kan ek daardie een spesifieke skroefie kan ek dan ook los kry. In my geval het ek dit nie nodig nie. So ek kort net hierdie en ek gaan nou al hierdie skroewe eers losmaak en dan kom ons by ons jack om die kar op te lig. Onthou, moenie die kar nou al oplig nie. Hy moet eers so bly. Ons gaan eers die skroewe losmaak voor ons daarby kom. Alright, julle sal sien ek het nie al die skroewe heeltemal uitgedraai nie. Dis ook belangrik. Jy wil hulle net los hê. Hulle moet nie heeltemal uitval en nie op die grond lê nie. So ek maak hulle almal los en nou is hulle reg. En nou gaan ons hierdie gebruik. Nou is my kar in die lug. Hierdie wiel kan nou lekker swaai, want hy raak nie meer op die grond nie. Die volgende kan ek nou die skroefies uitdraai. Ek kan hulle heeltemal uithaal. My kar is veilig, hy is in die lug. Baie ouens sit ook bakstene by die jack neer, as daar klippe of bakstene is. Net vir ingeval hy miskien gly of die kar wil val, dan is daar iets anders om hom te ondersteun ook. Onthou ook as die kar in die lug is, om nie in die jack te raak nie. Niemand moet in die kar gaan lê en druk en stoot nie. Die kar is nou veilig, hy's in die lug en nou kan ek my skroewe losmaak. Alright, nou is al my skroewe los. Nou gaan ek die wiel net so 'n bietjie moet ruk en dan sal hy loskom. Alright, nou wil ek julle wys hoekom het ek so baie van hierdie goed en hoekom lyk hy so. So hierdie kom een by die ander in, baie maklik. En dan is hy lekker lank.
Nou, dis nie by alle karre nie, maar spesifiek by bakkies is dit so, dat ek hierdie hele lange storie in 'n baie klein gaatjie hier moet druk, gaan nou vir julle wys hoekom. Want die spaarwiel is hier onder. Baie van die karre, so spaarwiel is in die kattebak of in die boot, en dan is dit maklik, jy haal hom net uit, maak ietsie los, en dan het jy hom. In die geval, moet ek hierdie ding hier indruk, dan gaan die spaarwiel sak, en dan kan ek hom uithaal. Oké, nou het ek my spaarwiel afgehaal, hier is hy. Al wat nou moet gebeur, hy moet daarop, en dan kom ons by 'n belangrike deel om hierdie skroefies vas te maak. Daar's 'n klein triek, gaan nou vir julle wys hoe. Alright, laaste ding, voordat ons die kar gaan laat sak, gaan ons eers die volgende moet doen. Hierdie skroewe moet nou vaskom. Hoekom het ek gesê daar's 'n triek aan dit? Die rede daarvoor is, hierdie skroewe kan ek nie net vasmaak en daar's ek reg nie. Die wiel gaan dan met tye dalk 'n bietjie skeef vang. Vang beteken net hy word vas hier, maar hy's onder nog los. So as ons dit vasmaak, dan gaan jy soos 'n sterretjie maak. Bo, onder, regs, links. Bo, onder, regs, links. So jy gaan die hele tyd so oor kruis gaan. Ek maak hom vas, hom vas, hom vas en so gaan ek weer. Alright, nou dat al die skroewe vas is, kan jy sien as ek hulle wil vasmaak, dan wil die wiel draai. So wat moet ek nou doen? Ek moet eers die kar laat sak weer. Oké, nou dat die kar op die grond is, die wiel is vas, maar al die skroewe is nog nie heeltemal vas nie. Nou wil ek seker maak, selfde formaat, maak ek hulle regtig styf vas. En daar sê julle, dit was ons eerste les, hoe om 'n wiel te ruil. Nou ek hoop julle het iets hierby geleer, in die toekoms, as die kar breek, of die wiel is pap en hy gaan staan, is dit baie maklik, onthou net hierdie goedjies, en dan kan jy 'n wiel ruil. Daar's 'n laaste ding wat ek wil onthou, elke kar het 'n driehoekie. As jou kar in die pad gaan staan, of selfs langs die pad, haal die driehoekie uit, hy's in so 'n rooi kassie, dis letterlik 'n rooi driehoek, dan sit hom so 10 of 15 meter agter die kar, net dat ander karre kan sien, hoor, hier's 'n kar wat stil staan, en dan sê jy ook vir jou male, hulle moet die hazards aansit, wat altyd die fliekers wys, hierdie kar staan stil, laat ander ouens nie jou kan vasry nie. Ek hoop julle het die les geniet ouens, julle moet 'n baie lekker dag verder hê, onthou om jou goed te bære, bye.